leiertjie het, 'n draadjie waar die stroom beweeg, dan sal jy sien daar's 'n magneetveld wat rondom hom geskep word. Kyk, dit is gesê as jy daai draadjie vat en jy buig hom, dan vorm dit 'n solenoïd, 'n spoel of 'n winding en daai binne in daai winding, binne in die sirkel bou die twee stroombane op, stroombane, magneetvelde en dis asof jy 'n klein magneet skep onder dit. Okay? En toe sê ons reg, as jy klomp sulke windings het, klomp sulke spoele het, dan maak dit 'n solenoïd. Okay? Soos by die vorige ene het ons regterhand reël gehad. Ons duim het nou weer wat gewys, Jean-Marie? By die regterhand reël? Die stroom en ons vingers het die rigting van die magneetveld gewys. Spesifiek jou vingerpunte wys na noord. Dit is as ons klomp sulke spoele het, dan vorm dit 'n solenoïd, dan wys jou vingers na die rigting van die stroom en jou duim wys in die rigting van noord. Okay. Goed, en ons het gepraat oor waar gebruik ons dit? Ons gebruik dit met 'n elektromagneet. Wat is 'n elektromagneet? Dit is as jy 'n stukkie metaal vat, jy sit 'n draadjie rondom hom en dan jy sit laat 'n stroom deur hom gaan, dan vorm dit soos 'n klein mini-magneet. Juffrou van die Weshuizen is net vandag besig met die praktika. As sy dan klaar is, gaan ek dit môre gaan kry baan, as ek môre vir julle al die goeders wys. Julle nou van die praktika dan? Nee, is net die apparate. Okay. Goed, ons het gepraat oor hoe kan ons die elektromagneet sterker of groter of beter maak. Ons het gesê, as jy die stroom binne in die elektromagneet groter maak, so jy sit meer batterye by, as jy meer windings of draaie of spoele het, en jou tipe materiaal. Okay, goed. Nou kom ons by elektromagnetiese induksie. Nou, ek het vinnig gepraat oor induksie. Wat is dit nou weer? Wat bedoel ons met die woord induksie? Wat begin met my vraag? Louis Henry, wat is induksie? Ek het gepraat van induced. Induced coma. Ja, jy het gesit en gegaap, ja en weer? Wag, sê gou weer? Die definisie van sê wat induced net wat jy hart begeer. Induced coma is hulle sit jou in 'n koma vir 'n mediese rede sodat hulle as jy nou nie stabiel is sodat jy stabiel kan word. Ja. Okay. Ja, so nie ek wil nie weet hoekom doen hulle die koma nie. Ek wil weet wat is dit? So hulle sit dis 'n geforseerde ding, is 'n mensgemaakte ding. Okay. So dis waartoe ons nou beweeg met elektromagnetiese induksie. Nou wetenskaplik is nie super kreatief nie, net die woord hierso moet vir jou sê waartoe ons mik. Elektro klink soos elektrisiteit, magneties klink soos magnete, induksie geforseer. Okay, goed, kom ons lees eers. Dit sê daar in 1821, dis regtig baie lank terug, met Michael Faraday bewys dat 'n stroomdraande geleier, so 'n draadjie wat 'n stroom in het, 'n krag ervaar wanneer dit in 'n permanente magnetiese veld geplaas word. Okay, so hy het ontdek dat as jy 'n magneet het, wag net, ek het eers ek gaan eintlik al woes met my klas gegee. Kom ons sê, ja. Nee, maak dit ook. Kom ons sê dit hier voor en as kom ons kyk net nou jy vraag reg beantwoord. Wat het jy bestel? Kan jy vang? Wat het jy bestel? Dis plaas bro. Waar? Ek beloof dit. Jy moet dit dan aan. Okay, jy vraag reg beantwoord, so jy nog eers wag. Okay. Goed. Hy sal nou weer kom. Okay. So, ek gaan gou weer verduidelik. So, wat hy agtergekom het is as jy twee permanente magnete het, né? So, noord en suidpool hierso, permanente magnete. Jy sit 'n draadjie daardeur wat 'n stroom deurgaan, né? Dan sal die draadjie of aangetrek word na die een magneet of weggestoot word.
Okay, so dis wat hy agtergekom het. En dit was crucial want dit is wat letterlik hier gebeur hier binne. Is as gevolg van hier soos 'n magneet hier binne en dan sal draadjies, die spoele en die windings en omdat daai elektrisiteit deur die windings beweeg, word dit gedruk na een kant en dan gaan dit dra en dit gaan om en dit stel die baie magneet. Okay, dit gebeur in so baie goeders elke liewe dag. So, hier soos ek vir jou waar word dit toegepas in ammeters, voltmeters en dan die belangrikste vir ons is in elektriese motors. Kyk, so hierso is die definisie nou van elektromagnetiese induksie. As 'n geleier relatief tot 'n magnetiese veld beweeg. Okay, so kom ons ontleed gou hierdie. Het 'n geleier. Okay. En daar is 'n magneetveld. So ek het nie gesê 'n stroomdraande geleier nie. Net gesê draadjie. Hy's nog nie eens ingeplug nie. Draadjie en het 'n magneetveld. En hulle beweeg relatief tot mekaar. Dan word 'n EMK geïndiseer. Wat die hel is 'n EMK, Rikus? Nou by my verkeerd. Elektromotoriese krag, aka volts. Okay, dan word volts geïndiseer. So jy kry eintlik 'n stroom in die geleier wat veroorsaak dat 'n stroom kan vloei. Okay? En dit is waar 'n generator vandaan kom. Wie van julle het almal julle generators gestart toe Parys wie sonder krag was? Net 2. Dit is vir mense. Okay. Goed, so dit is waar 'n generator of 'n transformer vandaan kom. Is jy het goeders wat beweeg relatief tot mekaar en dan wek dit elektrisiteit op. Okay. So dit sê nou, hoe kan ons die grootte van hierdie geïndiseerde EMK verhoog? Hoe kan ons groter volts maak? Okay, so hoe kan ons 'n sterker generator maak? Volgende 3 goeders. Ons kan die tempo van beweging verhoog, so dit vinniger laat beweeg. Okay? Ons kan die sterkte van die magneet verhoog, so ons kan groter of sterker magnete gebruik en dan die hoeveelheid windings en draaie. Dis hoekom is dit baie keer, sê nou maar jy het 'n boor, nee, waarmee jy gate boor en 'n groter boor. Wat is die verskil tussen daai twee bore? Want jy plak, sê maar hulle werk albei met wat jy dat jy dit inplak. Albei kom van dieselfde krag af. Nee, so hulle volts is presies dieselfde. Okay, maar hoe kan jy die een boor sterker maak as die ander boor of groter maak? Is groter magnete en dan meer windings. En hoe meer windings jy het, hoe groter moet hierdie boor ook wees. Okay. Goed. So hierso is wat elektromagnetiese induksie is. Okay? Hierso sien jy nou is die solenoïd, kan jy hom sien? En hierso is 'n magneet. Okay. Dan hierdie persoon druk die magneet in hier en dan haal hy die magneet uit daar. Okay, so ek gaan al hierdie goeders môre vir julle wys. So dit is asof jy hierdie het met draadjies om en dan het jy 'n magneet en dan beweeg jy hulle relatief tot mekaar die hele tyd. So daar's die hele tyd bewegings. Okay, nou wat ek wil hê jy moet sien hierso is hierdie ding hieronder. Daai ding daar is 'n ammeter want jy kan sien hy's in die stroom geskakel. As dit glad nie beweeg nie, dan is daar geen lesing op die ammeter nie. As hy in een rigting beweeg, dan is daar 'n lesing. En as hy in 'n ander rigting beweeg, dan is daar ook 'n lesing, maar in 'n ander rigting. So soos wat jy dit relatief tot mekaar beweeg, kry jy twee strome, maar hulle is in verskillende rigtings. So dit word genoem 'n wisselstroom. Stroom is eers in een rigting, ander rigting, een rigting, ander rigting. Het julle al gehoor van wisselstroom? Ja? Ja, wisselstroom. Alternating current. Het julle al gehoor van direct current en alternating current? Wisselstroom en gelykstroom. Grote Griet, julle is die eerste graad 11 groep in my lewe wat onseker lyk met hierdie. AC en DC. So alternating current is wat jy kry, ja, jy kry 'n band ook AC DC. Alternating current is wat jy kry by jou plug.
Okay, dit is wat geproduseer word vanaf Eskom, wisselstroom, so hy gaan heen en weer. Hoekom? Want daar is generators wat beweeg wat die stroom wisselstroom maak. Direct current, gelykstroom kry jy by batterye. So hierso is 'n battery in, so hier's 'n gelykstroom. Hier's 'n battery in, gelykstroom. Okay? Nou Eskom gee vir my wisselstroom, hierdie ding gebruik gelykstroom. So ek het hier binne in sy batterytjie charger. Het ek 'n current rectifier, 'n gelykrigter wat die stroom verander van wisselstroom. Gelykstroom. Okay. Anyway. Wat het ek julle nog gesê het hier oor iets vir julle gewys het. Okay. Kom voordat ek aan is. Kom ons kyk net gou vinnig hierna. Okay. As ons hierso kyk, sê dit vir jou, die stroom vloei in daardie rigting, né? So hy vloei van positief na negatief. So kom ons kyk gou in my elektromagneet. Hier is nie elektromagneet, hier is net 'n magneet. Hier is my elektromagneet. In my elektromagneet, watter rigting is noord? Kyk gou vinnig, né? Maar dit gaan so. So waar is noord? Hierdie kant. Okay, en hierdie kant is my stroom daai kant toe. My stroom gaan so waar is noord? Daarin. Okay. So kan jy sien soos wat die stroom se rigting verander in noord en suid en noord. Okay, goed. Nou, volgende gedeelte. Die rigting van hierdie geïndiseerde stroom, wat se kant toe hy gaan, moet jy kan bepaal. Okay, so kom ons lees. Dit sê daar: die rigting van die geïndiseerde stroom is sodanig dat die magnetiese veld wat dit produseer geneig is om die oorsaak van die induksie te weerstaan. Okay, so kom ons gaan gou terug na hierdie ding. Ons het hier gesê dat toe ons hom so kyk, toe is hierdie kant noord en hierdie kant suid. Nou kyk na hierdie magneet. Hierdie magneet stoot noord in en dan vorm hy noord hier. En aan hierdie magneet het ons gesê hierdie kant is noord en hierdie kant is suid. So kyk gou, hier vat hy nou die noord weg en dan vorm dit 'n suid. En dis presies wat hier onder is. Okay? Nou, hierdie is net 'n storie, maar daar is hierdie geneigtheid van mense om te dink vrouens weet nie wat hulle wil hê nie. Nee, jy vra is jy lus vir 'n sjokolade, dan sê jy ek's vet en sê nee, okay, is hierdie sjokolade nie. Dan sê die vrou maar ek soek 'n sjokolade eindelik vir ons so by. Ek het altyd gehoor in julle lewe erns, okay? Selfde ding hierso, nê? Is as jy hierdie magneet nader bring, dan vorm dit 'n noord. So jy bring die noord nader, dan vorm dit 'n noord. Sê nee, ek soek dit jy so weg. En dan sê elke keer as jy hom weg en dan sê nee, elke keer vorm hy 'n suid. So kom ons dit draai. En dan spring hom nader af vorm Something went wrong. Please try again. So dit is die hele tyd werk teen aan wat jy dink nou doen. So dit net maar. Kyk. So dit wat jy kan doen met die sal. Okay, so hulle sal vir jou sê, hulle sal sê maar vir jou hierdie daai gee nie, né? En dan sal hulle vir jou sê, goed, die magneet word in nader gebring. Watter rigting is hierdie geïndiseerde stroom wat geproduseer word? So kyk, die magneet word nader gebring, die noord word nader gebring. Beteken hierdie ding word in noord, dan word dit weste. So word in noord. En watter rigting is die stroom? Okay, so die stroom gaan so om krul, so gaan hierdie kant toe. So julle met my. Dan moet jy net die leerprentjie gee met 'n magneet en jy sê waar moet beweeg die magneet. Nou moet jy kan uitfigure wat is noord en suidpool en in watter rigting gaan dit gestuur. Dis die moeilikste vraag. Nee, ons. Maar hoe weet jy wat se kant jy aan? Hoe bedoel jy? As jy stap en wat jy aan moet sit, dink maar slaap langs op die see. Okay, kom ek kyk gou of ek 'n voorbeeld vir jou kan gee. Miso. Nee, is nog een fisika en dan chemie. Kom eens kyk hierso. Nee? So, dis in jou notas, blaai aan. In jou notas. Kijk, sê dit. In die diagram hieronder, nader die noordpool van die staafmagneet, punt A in die solenoid.
Okay, so hulle gee vir die solenoïd, hulle gee vir jou hierdie magneet en hulle sê vir jou hierdie magneet kom nader. Okay, regterhand nie, linkerhand nie. Okay, bly ons nader. Nou wil hulle die polariteit van A. Is dit noord of suid? En hulle wil weet in watter rigting beweeg die rigting van die veld. Ek wil net kyk hier. So hulle vra nie die rigting van die stroom nie, hulle vra en die rigting van die magneetveld binne die solenoïd. Okay, so kom ons begin eers by die eerste gedeelte. Stroom beweeg, nie stroom nie, as die noord nader kom. Wat vorm daai deel? Noord, want hy wil hom teenwerk, okay? So punt A is noord. So ons opsies daarso is noord of noord. Nou is hulle die rigting van die veld binne die solenoïd, van die veld binne in die solenoïd, die rigting van die magneetveld binne die solenoïd. Okay. Magneetveld beweeg van waar tot waar? Nee, nie stroom nie, magneetveld. Beweeg van noord na suid of suid na noord, noord na suid, né? Goed. Ek sien party van julle is soos Grieks. Kyk gou hierso. Hierso is noord, daar is suid. Kan jy dit sien? So hy beweeg so om, so en hy beweeg so. So binne in die magneetveld beweeg dit daar. Is jy met my? Okay. As kyk weer hierso, dan sien ons, so ek kyk altyd na binne die magneetveld. Beweeg dit van buite beweeg dit van noord na suid, binne beweeg dit van suid na noord. Kan jy dit so sien? Okay, so buite om noord na suid, binne in suid na noord. Okay. So as is hierdie kant hierso. So ons nou reeds gesê hierso is noord, hierso is suid. So binne in die magneetveld gaan dit van suid na noord beweeg en dit buite van noord na suid beweeg. So. Is julle met my? So binne-in gaan dit van suid na noord. So binne-in gaan dit van A na B. Ag, B na A. Okay, so binne-in gaan dit van B na A. So die antwoord daar is B. Nou is my vraag. Dis nie 'n vraag nie. Nou is my vraag aan jou. Watter rigting is die geïndiseerde stroom hierso? Wat is die rigting van die geïndiseerde stroom hierso by die solenoïd? Okay, gaan dit van hierdie kant toe van A na B of gaan dit hierdie kant toe van B na A? Okay, kom ons kyk gou. Vat hom aan. Daar is 'n noord, krul so om. Dan kan jy sien hierso krul hy so om. Sien jy hom? Okay, dan kyk daar, so hy gaan hier op, dan gaan hy hierdie kant toe. So stroom gaan van noord na suid. Jy weet my. So hierso gaan die stroom hierdie kant toe. Kan. Het ek 'n vraag beantwoord, Dregan? Maar hoe was dit nie aan? Kom dit so. Want jou dui moet noord wys. As jy net weet wat is. Dan sien jou ding is. Okay. Ek wil julle nou nog iets gesê het. Okay, goed. Nou gaan ons na 'n volgende konsep. So ek het vir jou gesê tot en met bladsy 3 is graad 12 werk. Tot en met daar is graad 12 werk. Die res van hierdie werk is net vir graad 11. Jy gaan nie graad 12 hier oorskryf nie. Ja. Kyk. So bladsy 1, 2, 3 graad 12 werk. Van bladsy 4 af nie. Okay. Kom ons lees. Dit sê daar, uit tog nie. Magnetiese vloed. Ag nee, definisie. Veldlyne kan ook magnetiese vloedlyne genoem word. So daai veldlyne word ook vloedlyne genoem. Veldlyne, vloedlyne.
Vloed is 'n vloeiproses en die vloeirigting is van noord na suid. So jy kan sien nou van noord na suid. Noord na suid. Noord na suid. Okay, die sterkte van die magneetveld hang af van hoe gekonsentreerd die vloed is. So nader die veldlyne aan mekaar is, hoe sterker is die magnetiese veld. Okay? Waar daar 'n groot hoeveelheid vloed is die veld sterk en die lyne is naby aan mekaar. En ons sê dan die vloeddigtheid is hoog. Die vloeddigtheid is hoog. Meen net die veldlyne is naby aan mekaar. Nou hierdie vloeddigtheid het 'n simbool. Die vloeddigtheid se simbool se hoofletter B. En magneetveld het dieselfde simbool en die eenheid daarvan is Tesla. Ek het nie gedink jy het van Tesla praat op skool nie. Okay, so Tesla en die eenheid is 'n hoofletter T. Okay? So as jy kyk hierso, nou waar het ek X uitgesny? Hierso is X. Okay? So X is die vloeddigtheid laag, hoekom? Want die veldlyne is ver van mekaar af. En hierso by Y is die vloedlyne of die vloeddigtheid hoog, want die lyne is naby aan mekaar. Okay. Nou gaan ons uitwerk hierdie magnetiese vloed. Oei, Gert, dit is moeilik. Die magnetiese vloed en die simbool lyk eintlik so. Okay. Kom ons lees dit sê. Die totale magnetiese vloed word gedefinieer waar B die vloeddigtheid of die magneetveld is, waar A die oppervlakte is waardeur dit vloei en waar theta die hoek tussen B en die lyn wat loodreg op die vlak van die spoel is. So. Wat, juffrou? Kyk gou na hierdie prentjie. Sê nou maar, jy sê hierdie is jou vlak waarna jy kyk. Soos asof jy sny daarso. Dis jou vlak waar jy sny en kyk. Ek wil weer daar. Okay? En hier beweeg 'n magneetveld hierdeur. Okay? So menende, daar is suid, daar is noord. Okay, so die magneetveld beweeg daardeur. En jy sê ek wil weet hierso. Wat is die magnetiese vloed daar? Hoe sterk is die magnetiese veld daar? Dis wat jy wil kyk. Okay. Goed, dan kyk jy, vat jy 'n vlak en jy trek 'n normaal daarop. Okay, nou hierdie ding word genoem 'n normaal. Hierdie lyn. En jy het al gepraat van 'n normaal in jou lewe, ja? Die normaalkrag, die krag wat loodreg is met die oppervlakte. So hierdie normaal lyn is die lyn wat loodreg is met die oppervlakte. Okay? Dit is 'n 90 grade hoek. Nou kyk jy na, ek gaan net gou dit teken hierso gaan my stroom, ag nie my stroom nie, my magneetveld gaan van noord na suid of suid na noord? Noord na suid. Veld gaan van noord na suid. Okay. So daar is my magnetiese veld en dan sê hulle, kom ons lees hierso, hulle sê A is die oppervlakte waardeur dit beweeg, daai oppervlakte. En B is die magnetiese vloed. Oepsie. B is daai magnetiese vloed, A is die oppervlakte. En theta is die hoek tussen die vloed en die lyn wat loodreg is met die vlak. So daar is my theta. Okay, so kom ons kyk gou na die formule. Daai formule sal op jou datavel wees. Waarna verwys B? Hy wys na jou vloeddigtheid in Tesla. En hoe baie lyne is daar, hoe dig is, hoe sterk is die magneetveld. A verwys na jou oppervlakte, hoe groot area kyk jy na. Obviously, hoe groter area jy na kyk, hoe groter gaan jou magnetiese vloed wees.
En dan theta is die hoekie tussen hulle. So, dit is hier op my ding. Okay, en hierdie magnetiese vloed word gemeet in Weber. Weber eintlik. Okay, en sy simbool is 'n WB, Weber. Okay, kom ons kyk gou na hierdie prentjie hieronder. Sê nou maar die area wat jy daar het, of die vlak waarna jy daar kyk, is in dieselfde rigting, so. Okay, as jou magnetiese vloed. Dan is die hoekie mos daar tussen die tussen die normaal en jou veld is 0 grade. En die kos van 0 gaan vir jou wat gee? Kos van 0 tik in jou sakrekenaar. Geef jou? Dit gee vir jou 'n 1. Die kos van 0 gee vir jou 'n 1. Dit kan gou vir my kos 90 is 0. Okay. So, wanneer jy hierdie vlak van jou okay, ek het dit nou nie verkeerd sê. Wanneer die vlak van jou 90 grade is met jou magnetiese vloed, of anders gestel, wanneer die normaal 0 grade is met jou magnetiese vloed, dan is jou vloed op sy maksimum. Okay, in Engels kan jy sê nou maximum flux, in Afrikaans vloed. Dan, want hulle sny mekaar dan heeltemal 90 grade, dan is hulle op 'n maksimum. Okay, wanneer jou magneetveld en jou vlak 90 grade, 0 grade is, hulle is in dieselfde, of jou normaal en jou magnetiese vloed is 90 grade met mekaar. Okay, dan is jou vloed op sy minimum. Beteken ons geen interaksie tussen die twee nie. Okay, so hulle gaan nie effek hê op mekaar nie. Goed, en dan het ons obviously tussen is daar 'n hoekie en dan is dit tussen 0 en sy maksimum. Okay, so al wat daai doen is daai kyk na die hoekie tussen die normaal en jou vloedlyn. Okay, so nie tussen jou oppervlakte nie, tussen die normaal en jou vloedlyn. Okay, nou hoekom kyk ons hierna? Hierdie het ek nou vir jou gesê is nie graad 12 werk nie. Meer hulle, jy gaan meer graad 12 hierdie somme doen, maar jy gaan die idee agter hierdie gebruik in graad 12. Want in graad 12 gaan julle 'n generator of 'n motortjie bou. En dan gaan hulle vir jou sê, waar draai die spoel? So jy gaan twee magnete hê, en dan gaan jy 'n spoel hê. Spoel is mos nou 'n draadjie, nee, wat net so lyk. Jy gaan so 'n draadjie hê met twee magneetvelde. En dan gaan jy die draadjie draai en hulle gaan vir jou vra maar waar is die interaksie tussen die draadjie en die twee magneetvelde die grootste? En waar gaan hulle die eerste momente lê op die draad en hulle kan vertrou? So jy moet weet dat wanneer dit 'n hoekie van 0 grade het of 90 grade het, tussen 'n hoekie wanneer gaan dit die grootste effek hê? Okay? So hierdie jaar gaan jy somme doen. Jy gaan nie volgende jaar die somme doen nie. Volgende jaar gaan jy die konsep toepas van wat jy nou gedoen het. Okay, so kom ons kyk gou hoe lyk hierdie somme. Dit sê daar, 'n reghoekige spoel, so spoeldraadjie, okay, met 'n area van 2.5 meter kwadraat word in 'n magneetveld van 0.8 Tesla geplaas. Okay, so ek wil hê jy moet dit weer vir my imagine. Jou draadjie en dan het jy twee magnete, op jou magneet. So, is 'n magneet en 'n magneet. Hy het 0.8 Tesla is sy magnetiese veldsterkte en jy sit 'n draadjie hier tussen. Dis wat hulle nou doen. En nou wil hulle weet, indien die veld parallel met die normaal is, bepaal die magnetiese vloed deur die spoel. So hulle wil weet wat is die magneetveld wat hier deur die spoel gaan. Okay, nou kom ons kyk gou, hulle sê vir jou onderskeid moet so lyk. So, okay, en hulle sê vir jou veld is parallel met die normaal. Okay, kan jy sien ek hou hom so, nie so nie.
Okay? Want waar is my normaal? Hierop. En die veld is dan parallel met my normaal. Kan julle dit sien? Okay, goed. Sorry, hierdie is jammer. Alright. So kom ons doen hierdie sommetjie. Hulle sê vir jou daar, jy moet hom gaan uitwerk, dis BA cos van theta. Wat is B nou weer? B is jou magnetiese vloed, veld, is 0,8 Tesla. Wat is A? A is jou area, 2,4 meter kwadraat. En wat gaan my theta wees? Hulle sê dis parallel met mekaar. Ja. Okay, so ons het 0,8 maal met 2,4 maal die kos van 0. En nou die kos van 0 is nie 0 nie. En dit gee vir jou 1,92. Wat is die eenheid nou weer? Weber. WB. Kyk, dis letterlik hoe moeilik hierdie sommetjies. Amper hoe moeilik hierdie sommetjies is. Kyk, kom ons kyk gou weer die volgende een kan doen op jou eie. Begin met die formule. Iets is gelyk aan iets. Het julle die catch gesien daarso? Hulle sê vir jou 'n reghoekige spoel met sye van 2 meter. So met sye, dis 'n oppervlakte of 'n area nie. Met sye van 2 meter word in 'n magnetiese veld of in 'n Tesla geplaas. En die veld soveel meer normaal maak vir die magnetiese. So nou moet jy kyk, okay, die sye is 2 meter, hierdie sye is 2 meter, so die area is 2 maal 2. Kijk, kom eens, so iemand wat 'n vraag daar het? Ja. Ag, potato, vierkante. Dankie Lynn. Okay. Kom ons kyk na die volgende sê. 'n Magnetiese veld van grootte 4 × 10⁻² Tesla gaan diagonaal deur 'n sirkelvormige draadjie wat 'n radius van 10 cm het. Indien die veld 'n hoek van 37 grade met die normaal maak, bepaal die magnetiese vloed deur die draad. Okay. Goed, infotabel. B is Tesla 4 × 10⁻². A is die area. Hulle sê vir ons is 'n sirkel en hulle gee vir ons 'n radius van 10 cm. Hoe bereken jy die area van 'n sirkel? Pi wat? R kwadraat. Okay, maar R ja, is die radius. Dit sal die radius daar gee vir ons in sentimeter. Waarin moet ons goeders gemeet word?
meter. Okay. So 10 maal 10 to die mag minus 2 is die meter. So ons het pi 10 maal 10 to die mag minus 2 kwadraat. En die hoekie was wat 37. Okay. Julle huiswerk gaan easy peasy wees. Jy kan dit nou klaar maak in jou 3 minute wat oor is. Jou huiswerk gaan wees op bladsy 10. Daai 2018 se multiple choice. En dan op bladsy 11 2019 se multiple choice. Okay, so 2 multiple choice vrae, jy kan dit obviously net daar sommer op die bladsy beantwoord.